Hartlike goeiemôre dierbares. Ek wil elke ouderling, elke diaken, elke broer, elke suster wil ek vanoggend begroet in daardie geseënde naam van Jesus Christus. Ek wil vanoggend praat oor die gedagte staan, stryders staan. Prys die naam van die Here. Ek wil die skrifgedeelte vanoggend bring wat ek wil kombineer. Prys die naam van die Here. Die eerste gedeelte is basiese agtergrond sodat ons baie duidelik kan verstaan, prys die naam van die Here, met wie Paulus praat in Korintiërs. Halleluja. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 1. Hy sê Paulus, 'n geroepe apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en die broeders Soetonius, aan die gemeente van God wat in Korinte is, aan die heiliges in Christus Jesus. Prys die naam van die Here. So julle gaan begin verstaan wanneer ek praat oor staan, stryders staan, halleluja, wanneer u gaan verstaan wie is die heiliges in Christus, is almal wat deur die geloof aan Christus behoort. Prys die naam van die Here, wat hom aangeneem het as persoonlike saligmaker, as verlosser, geheilig. Prys die naam beteken afgesonder vir God se dienswerk. Halleluja. So Paulus praat met hulle wat, as hy praat met die geheiligdes, dan praat hy met hulle wat afgesonder is. Prys die naam van die Here vir die dienswerk. Dan gaan die skrif verder, hy sê die geroepe heiliges. Halleluja. So ons moet die verstaan is 'n tweede groep wat Paulus aan praat. Hulle behoort aan God en is afgesonder vir sy dienswerk. Halleluja. As ons nou vir Paulus self sien, hy was afgesonder vir die dienswerk. Halleluja van die Here. So vir hulle wat afgesonder vir die dienswerk, hulle wat aan Christus behoort, halleluja, wat hom aangeneem het as persoonlike saligmaker. Maar daar kom hy by die laaste groep, as 'n derde groep. En hy sê halleluja, saam met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Halleluja. Van wie praat Paulus dan hier? Hy praat van mense van elke volk. Hy praat van mense van elke taal en hy praat van mense van alle lande wat Christus as Here en Christus as verlosser bely. Halleluja. Almal wat hom bely, praat Paulus in Korintië van halleluja. Prys die naam van die Here. Dan kom hy halleluja in 1 Korintiërs, nou gaan ons 'n bietjie baie beter verstaan. Hy praat, ons het nog gehoor met wie hy praat. Vir hulle wat in die dienswerk staan, hy praat met die geheiligdes, en hy praat met die heiliges, halleluja. En hy praat met alle mense wat aan, halleluja, Christus se naam bely, praat hy van, of het nou, halleluja, bruin, swart of wit is, halleluja, almal wat die naam bely, of het nou van Australië is, of het nou van Suid-Afrika is, dis lande om net so bietjie meer duidelikheid te gee. Sê Paulus hierdie ding, hy skryf aan hulle, halleluja. En in 1 Korintiërs, prys die naam van die Here, 15:58. Daarom sê hy, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. So nou verstaan ons met wie Paulus praat. Amen. Ek het gesê die lied sê staan, stryders staan. Dan sê hy staan vol gewapen vas. Hoe kan ons staan as hy nou sê vir ons wees standvastig? Deur ons stand in die Here te ken. Deur ons staanplek in die Here in te neem. Halleluja, moet ons standvastig wees. Halleluja, hy sê staan, halleluja, hy praat van jy moet staan, vol gewapen vas. Hoe kan ons vasstaan? Halleluja, wanneer ons bekleed met die volle wapende rusting, die helm van verlossing, die skild van die swaard van die gees,
halleluja, die skoene van bereidwilligheid wanneer ons dit aan het, dan is ons standvastig. Amen. Ons moet staan vir die Here, halleluja. En Paulus sê die geheiligdes moet staan. Hy sê die heiliges moet staan. Hy sê met almal wat Christus bely moet staan. Amen. Halleluja, jy moet dat niks jou beweeg nie. Halleluja, jy moet jou grond in die Here moet jy ken. Prys die naam van die Here. Dis nou so kort, halleluja, rondom standvastigheid. Halleluja, staan op jou staanplek. Staan in die Here, staan in jou geloof, staan in jou aanbidding, halleluja, staan terwyl jy prys, staan terwyl jy God verheerlik. Dan kom hy en hy sê onbeweeglik, halleluja. Ja, terwyl ek volgens so sit en die Here praat met my en hy sê, daar's niks wat 'n mens kan laat staan as jy nie, halleluja, laat beweeg as jy nie op God se woord staan nie. Halleluja. Jy moet op die woord van die Here staan. Halleluja, wanneer as die versoekinge kom, dan moet jy soos Jesus kan sê, daar staan geskrywe. Halleluja. Jy moet sy woord kan teen die vyand gebruik en sê, lei my nie in versoeking nie, jy gaan my nie in versoeking lei nie, want die Here is my Vader, hy is ons Vader, hy is ons redder, hy is ons verlosser. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons moet die woord lees, halleluja, gedurig lees. Prys die naam van die Here. Die koortjie sê, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Halleluja. Ons moet die woord met ons mediteer, prys die naam van die Here. Ons moet dit kan verklaar, halleluja. Ons moet dit kan spreek in ons omstandighede. En ons moet, halleluja, dit op die tafel van ons hart skrywe, want dan sal ons onbeweeglik, halleluja, vas kan staan, want die woord van die Here sal jou altyd deur, hy sal opstaan in jou gees, in jou binneste, en vir jou sê, halleluja, prys die naam van die Here, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Halleluja, want die woord staan op. Dan moet hy praat van oorvloedig, die geheiligdes en die heiliges, en hulle wat Christus bely, hulle moet oorloop van vreugde, hulle moet oorloop van God se blydskap, hulle moet oorloop van God se heerlikheid, hulle moet oorloop van God se krag, altyd deur oorvloedig. Het jy 'n getuienis vir iemand, het jy 'n woord vir iemand, het jy iets wat iemand kan oplig? Maar vanmôre sê die Here, halleluja, staan vol gewapen vas. Staan stryder staan. Bou net op Jesus, ons leidsman, en staan vol gewapen vas. Here, vanoggend kom die woord baie duidelik tot ons. Ons moet vas staan. Here, jy help ons om standvastig te wees, onbeweeglik en oorvloedig in die werk van die Here. Seën elkeen wat op verskillende plekke vandag werk of hulle bevind. Plaas ons as medegelowiges onder die bloed in Jesus naam. Amen.